Kom ons sluit ons so. As ek na die wêreld rondom my kyk, die stikkend, die seer, die deurmekaar, dan wonder ek waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons weet ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit die werk van sy hande sal los nie. Amen. Gemeente, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Kom ons sing ons lied 433. Vanaand gaan ons vers 1 en vers 2 sing. As ons vers 1 sing, dan dink ons terug in gisteraand en ons boodskap van gisteraand wat Johan vir ons gebring het. Vanaand vers 2 wat ons gaan bysit en vers 2 wat iets sê van vuur. En luister hoe mooi dit gesê word daaroor. Kom ons sing die twee verse. Kom ons doen dit. Ek het gedink om vanaand 'n tydjie te gee wat ons elkeen op ons eie stil kan raak voor die Here. Dalk sommer vir die Here kom sê, waar is ek vanaand? Waar is my emosies? Wat is dit wat ek ervaar? Vanaand wil ons 'n bietjie dink oor die vrede wat alle verstand te bowe gaan. So twee beelde van vuur ook. En wanneer ons stil word om so 'n soort van net te sê, waar is ek? Wat beleef ek? Wat ervaar ek? En wat wil ek vir die Here vanaand kom sê? Ek gaan so 'n rukkie kans gee vir stil gebed en dan sal ek vir ons voortgaan in gebed. Ons Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees en dat ons as te ware kan beleef dat die Gees in ons besig is en met ons praat. Dankie dat ons weet dat U hier teenwoordig is en dat ons bewus is van mekaar, maar ook bewus is van U. Bewus is van 'n Bybel op die kansel wat oop lê vir 'n stuk afwagting van U wat met ons praat. U wat met ons besig is, U wat aan ons vorm, U wat ons wil gebruik om U te dien en U getuies te wees. Here, dankie dat elkeen hier vanaand die moeite gedoen het om hier te wees. Om as te ware op die stoel te kom sit, in U teenwoordigheid te wees en ontvanklik te wees vir wat U vir ons wil sê. Help ons, Here, dat ons, wanneer ons die boodskap hoor, niemand anders in gedagte sal hê wat die woord moes hoor of daardie een hierna moes luister nie. Maar dat ons regtig en opregtheid en eerlikheid sal besig wees om te sê, wat sê hierdie woord vanaand vir my?
sodat wanneer ons huis toe gaan en vanaand gaan slaap en ons hieroor dalk nog nadink en praat, dat dit iets sal wees dat ek sal weet, dit is vir die Here vanaand vir my gesê het. Dat ons as te ware na hierdie week se dienste, se saamwees, sal weet wat die Here vir ons gesê het en ons iets sal ervaar dat die Here aan ons gevorm het, in ons harte gewerk het. Daarom wil ons oop voor U kom staan, Here, en sê, hier is ons. Ons wil na U woorde luister. Ons wil hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons twee skrifgedeeltes lees. Die eerste Filippense 4 vers 4 tot en met vers 7. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Vers 7, ons teksgedeelte. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Ek lees ons ook vir ons die gedeeltetjie net in Galasiërs hoofstuk 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vrede wat dan deel van die vrug van die Heilige Gees is. Wanneer ek en jy na hierdie lied 433 se woorde luister en dit lees en dit net nou sing, hoor hierdie woorde: kom Skepper Gees versterk geloof. Ons is heeltemal by daarmee, maar hoor hoe die woorde raak. Ons wêreld is vol brand en roof. Nou dalk wil ek sê, van die oorlog in die Oekraïne af, tot nou met die oorlog in Iran, het ons wêreld omtrent moeilike tye beleef. Telkens is dit asof alles onderste bo gedop word. Die vroue sal onthou hoe kookolie verskriklik duur geraak het toe die oorlog in die Oekraïne uitbreek. Hoe pryse onstabiel geraak het, hoe die markte gemaak het. En nou, in die laaste maand of 2, voel ons die pyn by die petrolpomp. As ons daar kom, kan jy nie glo wat dit kos nie. En waar kom dit vandaan? Hoekom is dit so? Iewers 'n oorlog. 'n Bekleierery tussen Iran en die VSA. Ons praat nou nie eers van Israel nie, en ons praat nie van in Afrika, van verskillende plekke waar oorlog is nie, en wanneer 'n mens besef wat oorlog aan mense doen nie. So hierdie hele ding van ons wêreld is vol brand en roof. En wanneer ons na ons wêreld rondom ons kyk, is dit partykeer regtig vir 'n mens asof jy 'n seer in jou hart kry. Ek ry vanmôre so nou by die buitepad om in die dorp in hierdie kant toe. En daar's 2 petroljoggies besig om skoon te maak daar langs die garage, daar by die kruising. En daar lê 3 manne in slaap daar langs die pad. Dis waar hulle slaap, ek kry hulle baie daar. Ons wêreld is vol brand, vol pyn, vol seer. Dan gaan ons lied verder en sê, laat ons U vrede oral stig. Amper soos brandstigting, né? En ek weet nie of julle al gesien het, as jy nou brand moet aan die gang kry nie, partykeer 'n voorbrand maak nie, en jy 'n vuurhoekie in droë gras gooi nie, hoe hy net vlam vat en hoe hy net loop nie, veral as die wind nou nog aan die gang is nie. So hierdie ding van om te sê, laat ons U vrede oral stig, dat die vrede van die Here as te ware soos 'n veldbrand kan versprei. Daar gaan ons nog meer sê. En dan sê die laaste sin, 'n vlam wat mense kom verlig. Vlam wat mense kom verlig. Ons anders maak. Nou, wanneer 'n mens hierdie gedeelte volledig sou lees, dan gaan jy begin oor die hele boek van blydskap. 'n Mens sou die hele verhaal kon vertel van Filippense, wat eintlik die blydskapsboek is. Met ander woorde, die bedoeling is wat Paulus vir ons kom sê, is wees bly in alle omstandighede, wees bly, ek herhaal, wees bly. En dan sou 'n mens, as jy goeie eksegese doen en dit verantwoordelik doen, sou jy moes kom en sê, maar onthou nou, wanneer Paulus dit sê, sê hy dit vanuit die tronk. Hy's nie in 'n lekker situasie
waarin dit met hom goed gaan en hy baie voorspoed ervaar nie. Hy is in die moeilikste van moeilike tye. Self sê party ouens dat die uitspraak kon dalk beteken dat hy ter dood veroordeel kon word. En is in hierdie situasie wat hy kom en sê, maar wees bly in die Here. Hierdie blydskap is dan ook 'n blydskap wat verder daarby kom om te sê, mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor julle harte en gedagtes die wag hou. Om vrede te hê te midde van 'n de-mekaar wêreld. Om vrede te hê te midde van alles wat rondom jou gebeur. Ek moet dalk gou 'n storie vertel. Ek gaan besoek 'n tannie een Sondag aand. Sy gaan die maandag in vir 'n operasie. Dit is 'n verdikking toe nou hier teen haar hoofslagaar en hulle moet nou die ding verwyder want hy maak dat die bloedstoevloei nie reg is nie. Groot operasie en aangaan. Dus sy terugkom, gaan besoek ek haar, goed gegaan en sy sê vir my, Dominee, ek moet jou hierdie een vertel. Ek sê, ja tannie. Sy sê, toe ek nou daar op die teaterbed lê en die narkotiseer nou wil begin, toe sê ek nie, wag nou eers, wie gaan vir ons 'n gebed doen? En hierdie ongemaklikheid in die teatersaal, en sy het sê, nou toe maak toe julle oor dat ek eers vir ons bid, voor sy geopereer word. En na daai gebed, die stuk vrede wat sy kon ervaar om te weet, sy het alles in die Here se hande geplaas. En nou is sy gereed vir hierdie operasie. Ons teks kom en vertel vir ons iets van hierdie wêreld waarin ons leef, om daarna te kyk met 'n ander manier. Nou oor die beeld van vuur hier, een van die prentjies wat in my kop sal bly vassteek is die brande daar naby Danielskuil wat op 'n stadium so 2 jaar terug daar was. Enorme veldbrande met vlamme wat enorm is, wat van die huise gebrand het, wat jy kan nie glo hoe dit lyk nie. Maar dieselfde beeld kan ek ook gebruik as ek en jy vanaand by 'n kaggelvuur sou sit, wat rustig kritter en besig is, en jy mos jou eie kanaal op TV het wanneer jy daar kyk, en jy lang gedagtes kan dink om by hierdie vuur in hierdie knoesheid en hierdie warmte te sit. Partykeer sal 'n vuur vir jou bedreiging wees, en vir party ouens 'n stuk bedreiging waarvoor hy bang is en jy wil doodspuit. Maar ander keer is 'n lekker vuur 'n gesellige kuierplek waar jy gaan braaivleis hou en waar jy gaan saam wees. En ons teks wil iets hiervan kom om te sê hoe omstandighede rondom ons verander. Goed gebeur. Slegte goed gebeur in goeie mense se lewens, in iemand soos Paulus se lewe. En in my en jou lewe kan ek en jou waarborg dat dit in ons lewens nie net altyd een gaan en alles te mooi en te pragtig gaan nie. Dikwels is in ons lewens baie afdraaipaaie, baie moeilike uitdagings, opdraande grondpaaie, dinge wat jy moet beleef. Dalk het jy vanaand met die Here daaroor gepraat toe ons stil geword het. Dinge waaroor jy as te ware nie die oplossing het nie en nie weet wat ek hiermee moet maak nie. En die Bybel se antwoord is eintlik, kom gee dit vir die Here. Plaas dit in die Here se teenwoordigheid. Een van die boeke wat ek gelees het wat vir my nogal fenomenaal was, is 'n boekie wat in Afrikaans vertaal is ook, wat sê daar's krag in lofprysing. En wat die skrywer doen is hy daag ons as mense eintlik uit om in alle omstandighede dankbaar te wees. Maak nie saak of die ding wat met jou gebeur hoe sleg is nie, om vir die Here ook daaroor te kan dankie sê. Omdat jy glo God sal dit ook ten goeie meewerk, ten goeie gebruik, om die beste te wees vir jou as mens in jou geloof. Ons tweede vers se eerste sin sê, kom Skepper Gees, versterk geloof. Aan die einde van die dag gaan dit oor my en jou verhouding met die Here Jesus Christus. Om vrede te hê is net moontlik wanneer jy vrede het met God. En ek ken nie jou lewe nie. Ek weet nie waar jy is in jou verhouding met die Here nie. Die eerste stap om vrede met die Here te hê is natuurlik dat jy iewers ontmoeting met die Here het, dat jy sy kind is en dat jy as te ware sê, maar Here, ek gee my lewe vir U. Maar dan ook in jou lewe wat in die gebeur is. Partykeer weet jy, jy's besig met goed waar jy nie meer besig gewees nie. En kom daar punte in jou lewe wat jy as te ware in onvrede is, want jy weet, ek is besig met iets wat die Here nie wil hê moet in my lewe wees nie. En dan om terug te kom en as te ware vrede met God te maak,
om die saak met God reg te maak, jou sonde te bely, jou skuld te bely, om op die ou end te sê, ek het vrede. Ek het vrede om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Jy ken mos iemand in 'n kind, wanneer 'n kind kwaad gedoen het en hy kom in jou teenwoordigheid, sien jy partykeer sommer maar hier's 'n fout. Hier het iets gebeur en dan wil hulle weet, hoe weet ma is goed daarmee. Dan wil hulle weet hoe het ma geweet. Maar jy sien mos sommer hier's 'n fout. So om vrede te hê in ons lewens, is dit heel eerstens belangrik om te weet, waar staan jy in jou verhouding met die Here Jesus Christus? Is jou lewe, is jy op 'n plek waar jy moet wees? Of is dit dalk vanaand, dat jy iewers moet sê, maar ek het iets om met die Here te gaan regmaak, ek het 'n saak om met die Here uit te maak, om in sy teenwoordigheid te kom en vir die Here te sê, hierdie ding is nie reg nie. Wanneer 'n mens Psalm 51 lees, dan hoor 'n mens die woorde van Dawid wat sê, Here vergewe my, dat ek weer die vreugde belewe van iemand wat deur U verlos is. Ongelooflike woorde. Laat die vuur my nie bang maak nie, maar die vuur vir my vertroostend kan wees. Vuur is 'n vreeslike ding. Ek het 2 keer in my lewe in 'n huis moes instap of in 'n huis ingestap wat deur 'n brand verwoes is. 'n Mens kan nie glo hoe dit lyk nie. Dat daar net mooi niks oor is nie. 'n Mens moet as te ware kom en van voor af dan jou lewe begin. Want alles is roet en as. Maar goed gaan verby en jy sien hoe mense opstaan en 'n nuwe lewe begin. In my en jou lewe, om 'n nuwe lewe te kan begin. 'n Lewe van innerlike vrede, van 'n ou lewe wat verbrand is, wat tot as is, wat verby is, en 'n nuwe lewe waar die Here alles in my en jou lewe is. As Paulus hier besig is, dan dink hy oor sy eie lewe, hy's in die tronk, alles wat met hom gebeur, hy's dalk bekommerd, maar soos met Paulus en Silas se verhaal, is hy bly, sing hy lofliedere, kan hy ten minste te midde van 'n onsekere omgewing, te midde van soveel onsekerhede in die wêreld waarin ons leef vandag, ons 'n stuk vrede beleef. Dis amper om te sê, dat daar 'n stuk onlogiese vrede in my en jou lewe plaasvind. Met ander woorde, dis amper asof jy die realiteite van die dag en dit wat in die gebeur is, verby dit kan kyk en sê, dis nie wat die hardste praat nie. Wat die hardste praat, is die Here Jesus Christus. Sy beloftes, sy wederkoms, sy verlossing, dit wat hy vir ons kom gee. Jy sien, ons is mense. Ons raak moedeloos, ons raak negatief, partykeer is dit dat ons alstemper depressie wil kry, asof dit vir ons voel of die goed in die lewe van elke dag vir ons te veel raak. Paulus se verhaal, Paulus se brief, Filippense leer vir ons, moenie fokus op dit wat rondom jou is nie, moenie fokus op hierdie verbrandende vuur nie, op dalk die buitebande wat brand nie, moenie fokus op die sleg van elke dag nie. Iemand het eendag gesê, dat as jy depressie wil hanteer, moet jy nie meer nuus kyk nie. Want al hierdie goed het 'n manier om jou negatief te maak. As mense praat oor ons omgewing, dan hoor jy hoe hulle negatief raak. Net nou toe ek hiernatoe ry ek en nou moet ek so ry, want die gate wat hulle nou oopgekap het, om die sement nou of die teer in te gooi, is nou oop. So jy moet nou so ry, toe dink ek aan die storie in Koeroman wat hulle vertel het, hulle het 'n ou gevang vir dronk bestuur, want hy het reguit gery, deur al die potholes. En ek en jy moet asseblief as te ware so leef, ons moet reguit ry, asof hierdie goed nie bestaan nie. Want ons weet die Here is groter, is meer as wat dit is. Om in jou lewe die mooi te soek, te kyk na die positiewe, om te kyk na dinge waarvoor ek dankbaar kan wees. Want so dikwels is dit hierdie een swart kolletjie op 'n bladsy wat ons raak sien en mis ons die hele bladsy wat verder oop is. So dikwels kyk ons net na die negatiewe en verander dit ons lewens. Om positief te kyk, om na die mooi in die lewe te soek, is die resultaat dat daar by my en jou 'n stuk vrede, 'n stuk rustigheid kan kom. Iemand het ons gesê, jy is wat jy eet.
Met ander woorde wat hulle dan kom is om te sê, dis nie wat jy eet wat die belangrikste is nie, maar dis wat jou eet. Want dikwels is daar goed wat my en jou eet, spanning, dinge wat ons moeg maak, om te kan kom en dit vir die Here te gee. Nou, die boodskap van vanaand se spitspunt wil ek as te ware sê, kom nou op 'n manier. Regte vrede is nie 'n vrede wat in my en jou lewe die waghou, en hoor die woord waghou, amper soos iemand wat by 'n plek is en iets moet oppas nie, oor ons gedagtes, oor ons lewe, die waghou nie. Regte vrede is iets wat plaasvind in my en jou lewe te midde van onstuimigheid. Te midde van 'n klomp goed wat rondom ons gebeur. En 'n stuk getuienis wat ek as te ware kalm is, vrede kan hê, omdat ek weet God is nog steeds in beheer ten spyte van alles wat gebeur. Die storie waarmee ek wil afsluit. Hulle vertel die storie van 'n man wat 'n skildery wou soek, 'n prent, 'n skildery wou soek wat vir hom iets sê van 'n stuk vrede, wat wanneer hy daarna kyk, dit hom sal herinner aan hierdie vrede wat God vir my en vir jou gee. En hy het nogal gesoek na verskillende goed en dalk nou stil tonele gekyk en wat natuurtonele. Hy kon nie iets kry nie en hy besluit toe op die ou end, maar hy gaan 'n kompetisie uitskryf. En vir 'n klomp ouens vra, maar skilder vir my 'n skets, 'n prent wat iets sê van skilder, van rustigheid, van vrede. En 'n klomp ouens het skilderye ingestuur, die pragtigste natuurtonele. Hier was skape wei op groen voer, te mooi. Hier 'n ander een van 'n stuk water wat rustig staan, amper nie 'n rimpel op die water nie, met die wolke wat geen wolk oop het nie, en die mooiste natuurtonele. En dalk moet ek jou vra, wat is dit wat jou sal herinner aan vrede? En toe die kompetisie einde toe kom daar een skildery uit. Dis 'n skildery met 'n onstuimige waterval, met water wat bruis en val en aangaan. En hier aan die kant van die waterval bo staan 'n boom. Die boom se takke kan jy so half sien, is gebuig. Jy kan sien hoe die wortels so tussen die rotse deurkruip waar hy vasgehou word. En in die middel van daai boom iewers sit 'n voeltjie in 'n nesie en kyk na die kuikens. Die prentjie van vrede. Nie die wêreld wat rondom jou verander en alles bedaar en alles is net goed en mooi nie. Nie 'n perfekte wêreld nie, maar 'n de mekaar uitdagende wêreld waarin ons leef, maar omdat ons geanker is in die Here Jesus Christus, kan ons hierdie vrede hê wat in ons gedagtes en ons harte die wag hou, elke dag besig is met ons. Sien broers en susters, ons teks sê dan dat ons as ware mense moet wees wat brandstig. Dat ons as ware mense moet wees wat u vrede oral stig. Het jy al by mense gewees wat as jy klaar is, dan voel jy sommer rustiger. As jy in 'n gesprek was en die teenwoordigheid was, daar 'n kalmte en rustigheid kom. Ek en jy is draers van hierdie vrede. Want God het dit vir ons gegee. God het in ons lewens die verandering gebring sodat ons vrede met hom het. Dat ons weet wie hy is, skepper van die hemel en die aarde. Die een wat ons in sy hande hou in die stormagtigste van stormagtigste tye en wat ons kan weet ons is veilig. Om hierdie vrede te versprei sodat mense wat met my en jou doen kry nie daarna nog meer wil naalskou en bekommerd is en sleg praat oor die wêreld waarin ons leef nie. Maar dit hulle weet ten spyte van die de mekaar, ten spyte van die chaos, kan ons vrede hê omdat dit is wat God deur sy gees vir ons gee. Mag dit wees dat jy vanaand iets van die Here se vrede ervaar. Regtig 'n stuk rustigheid in jou siel om te weet God is in beheer. Hy gee vir ons sy vrede. Amen. Ons Here, so dikwels het ons so behoefte aan vrede. Dikwels is dit asof ons maar op 'n knop wil trek en ons asemhaling wil versnel en 'n klomp goed wil gebeur in ons menswees
omdat ons gespanne raak, omdat ons bekommerd raak. Here, is ons fokus op U, oor wie U is en wat U doen en hoe groot U is, Here, dan raak alles klein en nietig. Ons dink aan die gedeelte oor die stormsee, wat hy in die skuit lê en slaap, terwyl die disippels kom vra, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. En hy praat, en die golwe en die meer en alles word stil. Dis hoe U werk. Maak dit stil in ons harte, Here, dat ons U stem sal hoor, en dat ons vrede sal bring, waar ons ook al kom. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, ons bid vir hulle wat bekommerd is oor hulle gesondheid, mense wat vir hierdie week ook vir behandeling moet gaan. U ken elkeen, Here. Wil U hulle daardie vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan, omdat hulle weet, in wie se hande hulle veilig is. Wees met elkeen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.